Kom ons bid julle. Here, ek wil eers sê baie dankie vir die mense wat vandag hier so is, Vader, wat 'n tyd gemaak het om by u huis te wees en van u te hoor. Here, ek wil tweedens vra dat u my gebruik, maar dat die woorde uit my mond uitkom, die waarheid sal wees en net die waarheid, Vader, want die waarheid maak vry. Here, seën ons op hierdie oggend, seën die wat nie is nie, die wat siek is, help elkeen van hulle, Vader, behoed en bewaar hulle, waar hulle familieverpligtinge het, help elkeen van hulle daarso ook, hou hulle veilig, Here. Dankie dat u genade en die liefde elke dag opnuut is, Vader. Maak nie saak wat ons doen nie. U houding oor ons verander nie, soos mense teenoor mekaar nie. U houding teenoor ons is, ek is lief vir jou, ek het my seun gegee vir jou, en ek soek jou eendag saam met my. Here, seën hierdie diens, laat dit op goeie ore sal val en op goeie harte sal gaan lê, dat ons dit gebruik en deel maak van ons lewe, laat dit verskil in ons lewens sal maak. Laat ons weet, ons God gee nooit op ons op nie, Vader. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Weet ek is die laaste, ek het gedog het gaan my omtrent so maand vat om dit te doen, maar ek is al die laaste 3 maande besig met net een boek in die Bybel en dit is net amazing hoe ek hom baie gelees het, maar nooit agtergekom met al die boodskappe wat God eintlik vir ons probeer sê nie. En die boek is Rut. 'n Mens lees baie oor die manne in die Bybel en maar nooit oor die vroue nie. Wat se verskil hulle gemaak het nie. Jy sien baie ouens sal probeer die Bybel konnekteer aan die manlike aspek van dit, omdat God man is. Ek sien nou, ek kyk 'n ding, en dit is vir my so skandelik dat die wêreld dit nou al doen, dat hulle nou al beklei in die strate en sê God was 'n vrou. En die een lot sê God was trans gewees. Die een lot sê dit, hulle sê hierdie goed, en ek wil nie in jou skoene wees, kyk, jy het nog, soos die ou op die kruis, tot op die laaste sekonde bid ek, hulle maak hulle lewe reg, voordat die laaste asem uitgeblaas word, maar ek wil nie in enige een se skoene wees, wat sulke goed doen, want dit is blasphemy, om sulke goed te sê, en hulle beklei deesdae oor alles, maar dis 'n kompliment aan Christene, en die Christene sien dit nie so nie. Hulle hou aan, jy sien, ek het altyd gesê, if you argue with a fool, what happens? 2 fools are discussing a stupid situation. Die Christene stry teen hulle, en ek sien tot Christene met mekaar beklei hieroor. As jy jou ore uitleen vir die verkeerde goed, gaan jy die verkeerde goed doen. Daar's 'n gesegde wat sê, if you don't believe in something, you're going to fall for everything. En dit is so. Baie keer, as ek moet vra, wie van julle het sonde in jou lewe? Almal. Okay, die ou wat sê nee, hy is op hierdie stadium reguit op pad hel toe. Hy moet regtig gespeel kry en dan hom kyk vir baie lank. Want God het nie mense geroep wat perfek is nie. As jy perfek was, sou jy nog God nodig gehad het? Nee, want dan het alles net vir jou hankie-dorie en mooi geloop. So daar is nie 'n perfekte persoon nie. Jesus het gekom om perfeksie, nastrewing te wys. Nie vir ons te sê, jy moet perfek wees nie. Hy het gesê, streef om soos ek te wees. En glo my, Jesus het kwaad geraak. Jesus het hom gewip. Jesus het tot mense uit mekaar uitgeslaan voor die tempel. Ek sê nie, jy moet dit gaan doen nie. Jesus het dit vir die regte redes gaan doen. Kyk, as iemand hier gaan inloop terwyl ons kerk hou, en dit het al een keer gebeur, as iemand hier gaan inloop, en hy probeer die diens ontwrig, en hy try een van julle seermaak, of my seermaak, of ietsie hier kom doen, ek gaan nie mooi praat met hom nie. Ek gaan hom eers baie hard uithelp, en hom laat verstaan, dis 'n verkeerde plek en tyd, jy het nou gekrap waar dit nie nodig was nie, en daarna sal ek vir hom gaan bid, en ek sal hom vertel van die Here, en hom lei na die Here toe. Want die reël werk so, onthou net een ding, jy het autoriteit by God gekry, om die regte dinge te doen, maar mense kies ook om verkeerd te doen. Kyk wat gebeur, kyk, jy sit jou TV aan, kyk wat gebeur in die wêreld, ek hoef niks te sê nie, sit net jou TV aan, kyk wat gaan aan, maar sodra jy, Frans, ons is polismanne, jy's amper klaar, well done, goeie en getroue diensknegt, het langer as ek uitgehou, maar, wat gebeur, as jy in my huis inbreek,
Het jy nog 'n reg om te lewe daarna? Of het jy dit sopas weggegee, toe jy die verkeerde keuse maak? Het ek die reg om jou te skiet as jy in my huis inbreek en jy wil my aanval? Ja. En nie net dit nie, die wet sê dit. Die wet sê jy het die reg om jou lewe te beskerm teen iemand as dit jou familie of jou eiendom bedreig. Natuurlijk. Okay, deesdae, ek sê nie wat die hof doen nie. Die hof is so korrup soos môre heeldag, want as ek 'n ou skiet wat in my huis inkom, dan wil hulle ondersoeke doen op my. Maar dat is verkeerd. Ja, is verkeerd. Maar die wêreld is so kokkie, dis net nie waar nie. Maar God het nie perfekte mense gemaak nie, want as almal van julle perfek was, het julle nie nodig gehad om in die kerk te sit vanoggend nie. Weet jy hoekom kom mense kerk toe? Maklik. Die kerk is 'n hospitaal vir mense wat weet hulle is siek en hulp nodig het. Maar hulle kom soek hulle hulp by die een wat die beste hulp kan gee. En dis God. Die kerk sit nie vol perfekte mense nie. Ek haat hierdie ouens, wat hierdie ouens op amper gaan ek nou nie moeilikheid wees, haat hierdie ouens. Haat wat hierdie ouens doen op TV. Ek het dit laasweek gesê, hulle ondersoek pastore en goed wat elke naweek. Hy het sy huislike probleme, hy het sy challenges wat hy face, maar hy staan elke naweek op 'n Sondag en hy gaan preek in daai kerk in. Weet jy hoeveel pastore staan op 'n kansel met hartseer en pyn? Sy eie worstelinge en stoeiery, nie ek nie, ek is okay, maar ek praat van die ander. Maar ek kry dit op. Maar weet jy wat van jou maak van jou 'n sukses? Kom ek vertel jou gou die storie. Ek het dit al vertel en as jy dit nie weet nie, was jy nie in die kerk nie. 'n Chinese Olimpiese gimnas neem deel. Hy doen een item. Onthou julle al die storie? Jy moet nou nie lieg nie. Ja. Nee, julle doen nie. Julle was nie in die kerk nie. Of jy was hier, maar jy het nie geluister nie. Maar nou so die helfte van die gemeente het ek nou verloor. Hy doen een item en toe hy van die ding af kom, breek hy 2 bene in sy enkel. In sy regter sy land, onthou hom William nou. Hy breek 2 bene in sy regter enkel. Die fisio kyk na hom, hulle vat hom, hulle neem ekstrale, hulle sê vir hom, jy kan nie verder deelneem nie, jou voet is gebreek. Jy kan glad nie op hom trap nie. Hierdie Chinees, kort 'n sekere hoeveelheid punte en hy word die wêreldkampioen, hy het goue medalje. En dis sy laaste keer wat hy kan deelneem. Hy's op hy ouderdom wat hy dit nie weer sal kan doen nie. Weet jy wat doen hy? Hier kom die kruks in van om 'n wenner te wees. Jy daag op, al voel jy nie so nie. Jy gaan kerk toe, al voel jy nie so nie. Hier kom die ding. Hy doen die moeilikste item. Nou onthou net een ding, as jy geleer is om jou landing na item in gimnastiek te doen, jy maak seker 'n split sekonde voordat jy land jy op die sterkste voet wat jy het, want dit gee jou die meeste balans. Enige ding wat jy van 'n ding afkom. En dis dan met jou linkervoet. Nee, dit hang af, ek is regs. Dit hang af wat jou dominante voet is. So, jy land op en hierdie ou sy regtervoet gebreek. Dis sy dominante voet. So, die laaste item wat hy moet deelneem aan om goue medalje te wen, is die moeilikste een. Jy het jou voete nodig. Daai ringe wat jy op swaai om te land van daai hoogte af. Hy doen dit perfek. Nie 'n punt verloor nie. Hy 10 uit 10. Hy kom van daai ding af. Weet jy wat doen hy om af te kom? 'n triple back somersault met 'n gebreekte voet. Hy land, die kameras is op hom. Hy land perfek op sy regtervoet. Hy sit sy linkervoet neer, steek sy arms op, hou sy balans. Die kameras gelukkig beweeg dadelik na die judges toe. 10 uit 10, 30 uit 30 gekry vir daai item. Hy is die dominante goue medalje wenner by die Olimpiese spele. Wow. Kamera wys hierdie nie. Later het iemand gerekord, toe hy land, het hy sy arms opgesteek
En toe die kamera afgaan, toe sakke in mekaar en toe het hy uitgeblaas. Van pyn. Hulle het hom gevat, opereer, hy het sy goue medalje. Die punt is hierdie, dit is 'n wenner. In God se oë is dit 'n wenner. Al voel jy nie lekker nie, daag jy op. Daag jy op, ja. Weet jy wat die maklikste ding vir daai ou gewees? Het hy al die verskonings in die wêreld gehad om te sê, ek kan dit nie doen nie, my voet is gebreek, dit is, ek het te veel pyn. Het hy al die verskonings gehad, mense? Maybe, ja. Ja, het mense vandag al die verskonings, maar hulle daag nie op nie. Hulle het die verskonings, maar hulle daag nie op nie. Het jy al by jou job gevoel die oggend, ek wil nie gaan werk nie? Baie. Hoekom doen jy dit? Want daar's iets binne in jou wat vir jou sê, ek is beter as daai verskoning. En weet jy wat, daar gaan nou mense kwaad wees vir my. Kerk toe gaan, maak van jou of 'n wenner of 'n verloorde. Ek doen dit al vir jare, daar was baie tye wat ek nie lus was nie, ek het al iemand vir myself gelieg en gesê, my kar het nie genoeg petrol in nie. So ek ken al die verskonings. Jy weet, daar moet 'n tyd kom wat God eerste gestel word in jou lewe. En dit beteken, jy, soos hierdie Chinese ou, daag op vir die regte dinge. Moenie jou sonde, moenie jou probleme, moenie eers jou siekte gebruik as 'n verskoning om uit die kerk uit te kom bly nie. Want dit is maklik. My neusie loop, ek bly by die huis. Ek voel nie lekker nie. Imagine God sê elke dag vir jou, weet jy wat, jy jaag so baie nonsens aan, ek voel nie lus om na jou te kyk nie. Imagine God treats us the way we treat him. Imagine God hanteer ons soos ons sy woord hanteer. Dis 'n skande. Ons het al die verskonings in die wêreld. Ek het altyd gesegde gehad, as my familie kom kuier, wanneer dit kerk is, dan sal die kerk saamhou. En ek het altyd vir my familie gesê, moenie vir my kom kuier of my uitnooi wanneer ek kerk het nie. Ek sal jou sien na die tyd. Jy weet ek het kerk, as jy nie kerk toe gaan nie, sit sleg by die huis, ek gaan kerk toe. Ek het die Here nodig, ek het regtig soveel as moontlik hulp van die Here nodig. Ek kan nie net op die gravy trein van genade ry en sê, God het gesê in sy woord en hy is lief vir my, en sy genade is elke dag nie, en sy genade is genoeg nie, maar ek doen niks om by hom uit te kom nie. Ek doen nie bietjie moeite nie, ek het elke verskoning in die boek in. Jy sien, daar's 'n woordjie uit Rut uit, wat baie mooi is. Jy moet die storie verstaan van Rut. Nou, Moab se geslag, se mense, was vir die Jode soos 'n vark. Hulle het gehaat. Die Moabiete en die Israeliete het nie langs dieselfde vuur gesit nie. Hier kom Naomi, nadat sy weg is, haar land het gesukkel, sy gaan na 'n ander land toe, sy kom terug. Nou, hoe die wet gewerk het is, as jy jou man verloor in die Bybelse tyd, dan moes die volgende een in die familie, moes met daai persoon trou en sorg vir hulle. Hulle noem daai persoon 'n losser. Hulle noem daai persoon 'n losser. Dit is 'n persoon wat instap in die posisie van hulle broer en sê, weet jy wat, jou man is dood, ek gaan na jou kyk, ek gaan jou vat as my vrou, ek gaan sorg vir jou. OK. So, hulle travel rond, kom eintlik terug, Naomi en Rut. Rut besluit, Naomi sê, pa, weet jy wat, gaan weg, ek het dit laasweek gesê, sy sê, gaan weg, doen jou eie ding, gaan na jou mense toe. Rut sê, jou God is my God, jou huis is my huis, waar jy gaan, gaan ek. Hier kom die interessante ding, hulle kom terug in hulle land in. Daar is armoede, hulle het nie geld nie, hulle het niks kos nie. Was ons al daar waar ons niks het nie? Ja, nee, glo my, ek was al baie in my lewe daar. Ja. Nie 'n sent in die bank nie, maar God het nog altyd voorsien. Ek kon 'n brood koop, hy het iets gedoen dat ek 'n werkie gaan doen. Die lui blikskottels van vandag, die jong mense, veral nie jy nie meer, ek weet, maar hulle het ewen nou al 'n groep gestig wat sê, hulle gee hulle self 'n naam, ek kan nie die naam onthou nie, maar gaan Google dit.
Hulle is nie gemaak om te werk nie. Hulle sit by die huis. En die vraag is, wie betaal jou kos? Iemand moet, so iemand moet werk om vir jou te sorg, maar jy's te lui. Maar, hulle kom terug. Naomi sê vir Rut, weet jy wat, ek het 'n familielid. Hy het 'n land hierso, wat koring saai. Gaan loop rond in sy land en tel vir ons koring op. Loop agter die werkers en tel koring op. En dan bring jy dit huis toe dat ek brood kan bak en dat ek vir ons kos kan maak. Ons het niks in die huis nie. Rut gaan, sy loop op hierdie land rond. Wys jou, God weet wat hy wil doen en hy maak 'n plan. Boas own hierdie land. En Boas op daai dag wat Rut rondloop, besluit hy gaan ook op die land rondloop. En kyk hoe lyk dit. Snaaks, hy gaan op die regte tyd, né? Hulle kom albei op die regte tyd daaraan. Maar, onthou ek het altyd gesê, toevallig, né? Toevallig kom hulle op die regte tyd daaraan. En Boas praat met sy bestuurder, en die volgende oomblik kyk hy op en hy sien hierdie mooi vrou, loop agter die werkers, heeltemal ver agter hulle, en tel koring in haar rok en op. En hy kyk en hy sê vir jou, wie's daai? En hy sê, nee, dit is Rut, sy is die skoondogter van Naomi. Hy sê, okay. Hy begin hierdie girl like. En hy sê vir sy, jong, niks, ek gaan vir jou swaar skop, jy gaan huil. Hy begin kom, Tiger, hy begin vir sy werker sê, en dis nogal op kamera, maar hy sê vir sy werker, weet jy wat, moenie dit meer doen nie. Nadat almal gewerk het, gooi vir haar 'n klomp koring op een plek en sê vir sy kan dit optel, sy hoef nie skuldig te voel nie, dis vir haar. En so begin hy vry na hierdie girl. Eventueel kom dit nou uit, hy like haar so baie, hy wil met haar trou, maar hy kan nie. Hier kom die probleme. Die man wat haar gehaat het, sy broer het eers reg tot 'n Rut. Nou, hy is die losser. Nou wat moet gebeur is, as jy tweede in daai lyn staan, moet jy na die ou eerste toe gaan en vir hom sê, weet jy wat, as jy daar nie wil hê nie, as jy nie vir haar wil sorg nie, sê net nee, dan sal ek's tweede in lyn, dan sal ek dit doen. Nou, dis 'n moeilike een. Nou, Naomi sê die volgende ding. Sy sê vir Rut, weet jy wat, vanaand, nadat hulle so 'n hele rukkie al vry en sy kom by die huis met al hierdie kos en sy word geseën deur Boas, sê Naomi vir hom, weet jy, gaan vanaand en dan klim jy in die bed by Boas, maar by sy voete net. En jy lê by sy voete. En jy vat jou mantel, jou rokmantel, en jy maak sy voete toe. Weet iemand al hoekom is dit gedoen? Right. 'n vrou se rok was haar bedekking. Dit het alles ingehou en beskerm wat sy gehad het, wat niemand mag sien behalwe haar man nie. Nou, om dit op te lig en oor 'n man se voete te sit, sê sy, ek is mal oor jou, ek like jou ook. Deesdae kommunikeer mense nie meer nie, ek dink ons moet teruggaan na die ou tyd toe. Want deesdae se vrouens dink jy met hulle mind lees. En mans ook, nie net vrouens nie. Ek meen, as jy nie vir iemand iets sê nie, hoe die hel moet hulle dit weet? Natuurlijk. Nou die verskoning is, jy moet my ken. Ek ken jou, nie wat hier aangaan nie. Natuurlijk. En in elk geval, 'n vrou se mind verander 360.000 keer 'n dag. Is dit nie waar nie? Ouch. 'n man ek sal inloop by 'n winkel. Okay, kom ek bewys dit gou vir julle, net gou. Ek sal inloop by dieselfde winkel as jy. Ek weet as ek nie iets daar wil hê nie. Ek gaan nie rondkyk nie. As ek iets wil hê, gaan ek die ou vra, waar is dit? Wys my en ek loop soontoe en ek kry dit. Sê my, as ek verkeerd is, sê my, asseblief, bewys my verkeerd. 'n Vrou sal by dieselfde winkel inloop. Ek en my vrou sal daar inloop. Sy sal na elke ding 20 keer kyk, op elke rak kyk, deur elke aisle loop. Naderhand sit ek buite op die bankie, ek het lankal met goed gekoop en ek wag. Elke item word persoonlik gegroet.
Ja, elke item word gecheck. Jy moet jou brille aan hê want jy wil mooi lees wat elke ding is en al twee langs mekaar het presies dieselfde ding net verskillende name op. Maar ja, okay, julle lag dan die Mariaan, dit bewys ek's reg, né? Right, so Rut gaan, sy sit haar rok oor sy voete vir twee redes. Eerste ding is, ek ontbloot my, sy het nie haar ontbloot nie, asseblief moenie sê die pastoor promoveer nou pornografie nie, asseblief. Daar's stupid ouens wat dit sal uitmekaar uitdruk. Maar sy vat haar rok, sit haar rok se band oor sy voete. Eerste rede, sy sê, ek is mal oor jou ook. Sy sê vir hom, sy is lief vir hom, en dit was 'n teken van daai tye. Baie elegant, dis baie romanties. Ja, dis romanties. Kyk, as jy Hooglied lees, sal jy ook agterkom wat se romantiese goed is daarin. Meer getroude mense moet na Hooglied luister. Hulle het vir mekaar gesê wat hulle wil hê. Ek meen as hy praat van die bergtoppe, hy praat nie van bergtop en hy praat van haar borste. Regtig as jy nie weet wat Hooglied is 'n pornografiese boek. As jy hom reg lees, as jy weet wat dit bedoel. Dis Salomo wat lief is vir die vrou en hulle praat met mekaar. Asseblief, praat met mekaar. Ek kan nie jou mind lees nie. Moenie kwaad raak. Weet jy hoeveel keer raak mense kwaad vir mekaar omdat hulle dink iemand moes geweet het wat hulle gedink het? Is jy stupid? Ja, Hoe moet ek weet wat jy dink? Maar sy sit haar rok oor om te sê ek like jou, ek's mal oor jou, ek wil saam met jou wees. Ek is lief vir jou ook. Amazing. Great boodskap, hy het dit gekry. Sy sit dit oor sy voete. Hierdie is die deel wat mense nie like. Want die voete van 'n man. Hoekom dink jy het Jesus die voete van die disippels gewas? Teken van respek. Want die voete is jou belangrikste item om te doen wat God vir jou wil hê. Die Bybel sê waar jy jou voet sit, vir daai grond aan jou behoort. Dit het bewys dominansie en eienaarskap. Dis kom sy voete toemaak, want in die ou tyd het die vrouens nog geglo die man is die hoof. My man is my hoof. En dis hoekom hulle is mekaar, nou is jy myne en myne is jou. Daar sy. So sy sit dit oor sy voete om te sê, ek wil hê, jy moet my hoof word. Nou is daar iemand as hulle dit hoor en sê, niemand is my baas nie. Moenie stupid wees nie, asseblief, gebruik die slim deel van jou brein. Niemand het gesê 'n man is jou baas nie. Presies. Maar God het gesê, hy is jou hoof. En op die einde van die dag, daar's net een kaptein in 'n skip. As daar twee is daar argumente. Die man is veronderstel om te lei waartoe sy familie moet gaan. En jy kan nie enige verskoning in die wêreld gebruik om nie jou man te volg nie. Jy kan ook nie sê hy doen dinge verkeerd nie, want jy doen ook dinge verkeerd. Daar's baie vrouens wat man se sondes wil uitwys, maar hulle wil niks oor hulle eie doen nie. So, hierdie is die boodskap van Boas en Rut. Boas kry die boodskap. Hy sê vir haar, weet jy wat? Lê vanaand hier by my, lê daar waar jy is. Hy het nie wel gesê, ek gaan saam met jou slaap en goed nie. Hy sê, lê daar waar jy is, lê by my. Ek gaan môre, sal ek jou losser gaan sien en met hom praat. Rut, rustig, kalm, dis die deel wat ons moet leer. Ons moet leer om te wag vir God, want God het die beste plan. Boas lê die hele aand tent toe aan en dink, wat gaan ek sê? Hoe gaan ek dit hanteer? Hoe gaan ek dit regkry dat ek met hierdie vrou kan trou? Rut is rustig nadat Boas vir gesê het, wees rustig, ek sal dit môre hanteer. Hy het net dit gesê, niks meer nie. Rut het hom geglo. Hoeveel vrouens volg vandag hulle mans? Weet jy wat sê die Bybel van Sara en Abraham? Geseënd is Sara, julle ouma, omdat toe God vir Abraham gesê het, trek, sy getrek het. Sy het haar man gevolg. Het Abraham die regte goed gedoen op daai stadium? Nee, Abraham was betrokke in afgoderry op daai stadium, hoor. So God praat met 'n ou wat afgode dien, en hy sê vir hom, trek na die land toe, ek gaan jou seën, ek gaan jou nageslag maak soos die see van die sand van die see. Wat het gebeur? Ons is almal Abraham se nageslag, is ons nie? Ja. 'n Sondaar het dit geword. Hier sit jy, 'n sondaar, en God het iets groots vir jou in store. Maar Boas dink, wat gaan hy doen? Hy kom by die losser. Hy sê vir hom, hoorie, hierdie stuk land wat jy het, behoort aan jou. Hy sê ja.
En hy sien hierdie ou wil nie budge nie en hy bring die tweede deel wat hy nie eintlik, want as die ou gesê het nee, hy soek nie die land nie, dan het hy obvious gesê, dan skryf hy af ook hy soek vir Rut. So hy het met 'n draai gekom. En hy sê vir hom toe, okay, weet jy wat? En dan Rut, jy is haar losser, jy's volgende in lyn om met haar te trou en na haar te kyk. As jy nie wil nie, sal ek. So daai is 'n moeilike een. As jy lief is vir die girl, nou gee jy 'n ander oue opsie om haar te vat. En daai deel wou hy nie by uitkom nie. Gelukkig die losser sê, weet jy wat, nee. En hy doen iets baie belangriks. Kyk hoe baie kom voete en skoene in hierdie dinge. In die Bybelse tyd, as jy 'n kontrak gehad het met iemand, oor land of eiendom of enigiets, het jy jou skoen uitgetrek, en jy het hom aangetrek vir die ou wat jy dit oorgee aan. Verstaan jy? Hy trek sy skoen uit, en hy trek hom aan vir Boas, en hy sê, sy is los van my, sy's nou joune. Hy trek sy skoene aan vir hom. So nou daai land mag jy oploop, en sy is joune, jy kan na haar toe loop. Boas, baie bly, gaan terug, hy het vir Rut, hy het alles, hy kan nou met haar trou. Sê my gou ietsie, wat sê die Bybel is Jesus van ons? Verlosser. Ja. Breek gou vir my dat woord op. Losser. Jesus, nee, die woordjie ver of vir, is 'n woordjie wat dit persoonlik maak. As jy sê, ek sê, daai is my bike, dan is daar geen kwessie, dit behoort aan iemand anders nie. As jy sê, Jesus is verlosser, dan sê jy, hy het my, luister hierna, julle sal dadelik snap wat ek nou gaan sê. Hy het my losgekoop. Het hy? Op die kruis, ja. Ja! Hy het my losgekoop. En Jesus is verlosser, my losser. Dit beteken, ons is nou sy eiendom en het 'n verhouding met hom, soos wat Rut met Boas gehad het. Dit beteken, daai verhouding is nog steeds onderdanig aan God se wette. Wat sê, jy respekteer die Here, jy wil 'n verhouding met hom ook hê. Want hoe lyk 'n verhouding waar die een persoon nie by die ander een wil wees nie? Hoe lyk hy? Mia, jy weet, jy was al daardeur, almal, né? Jy sien nie tekens, né? Jy sien nie dinge, jy sien nie houding, jy sien nie atmosfeer. Dan is dit nie meer joune nie. Maar Jesus het gekom en hy sterf op die kruis. En hy sê, julle is myne. Ek het my seun gestuur, hy het betaal vir julle. Jesus het gekom na die wêreld toe, om vir die wêreld te sê, julle behoort aan my. Hier koop ek julle los. Wat gaan jy daarmee maak? Jy sien, baie mense kom op 'n punt waar hulle Jesus erken as verlosser, maar hulle is nog nie onderdanig aan hom nie. Hulle bly nog besig met hulle eie dinge. Hulle soek nog al die verskonings in die wêreld om nie by hom uit te kom nie. Weet jy wat gebeur as jy nie moeite doen om by God uit te kom nie? Jy kom eintlik agter, hoor jy, ja, die Here is ver weg. Maar is nie God wat jou gelos het nie. Dis jy wat God gelos het. God verander nooit nie, sy liefde bly altyd daar. Sy genade sal elke oggend daar wees. Maar ons los baie keer God in 'n distansie en dan wil ons weet hoekom dinge so verkeerd gaan. Omdat ons luister na leuns, luister na dinge om ons, verskonings vir alles het. Nee, reg. Verskonings vir alles het. Ja, daar sê. Oh, well done. Ja, goeie punt. Goeie punt. Jy weet, ons verstaan nie die konsep van hoekom noem hulle Jesus die verlosser nie. En nou met Rut en Boas kom ons agter
En Rut en Boas is 1000 jaar voor Jesus geskryf, né? Dis 'n hele tydperk voor. Hoekom sal hulle so 'n storie insit wat presies wys wat Jesus kom doen het? Dink julle nie God het enigiets daarmee te doen nie? Dink julle nie dit moet vir ons wys God weet wat hy doen nie? Dink julle nie dit bewys God het 'n plan met alles nie? Dink julle nie dit wys hoe belangrik ons vir God is en hoe lief hy vir ons is nie? Wanneer gaan ons dit teruggee om vir hom te wys hoe lief is ons vir hom? Jy sien, God gooi jou nie net weg as jy môre kwaad raak vir iemand. God gooi jou nie net weg as jy 'n fout maak nie. Jesus as verlosser sit daar bo en hy sê, Vader, ek het ook deur daai moeilikheid uitgaan, ek het ook kwaad geraak. Hy tree in vir jou. Hulle sê Jesus is ook ons middelaar tussen ons en God. As jy 'n fout maak, dit beteken nie jy kan nou elke liewe dag aangaan met jou nonsens en daai foute maak nie. Want dit is opsetlike sonde, Hebreërs 12 vers 4. Jy moet op 'n plek kom waar jy sê, weet jy wat, erken dit. Onthou net een ding, ek het laasweek gesê, God kyk na jou hart. Hy, weet jy wat, as jy 'n fout maak en jy sê sorry, weet jy wat is God se houding? Waarvan praat jy? As jy sorry sê, God aanvaar dit dadelik. Sê my, doen mense dit met mekaar? Ken jy 'n paar mense in jou lewe wat brokke teen jou hou, wat jou nie like nie, wat dinge van 20 jaar terug teen jou hou? Yes, ek het 'n lang lys. My list is long and distinguished. Maar dan wil ek ook die vraag vra, het jy nie miskien in jou iets wat dit ook doen met ander mense? Wat nog ietsie haat wat iemand nie verlede teen jou gedoen het? Glo my, as ek jou lys moet maak van hoe mense my seer gemaak het, daar's nie genoeg papier op hierdie aarde om te skryf op nie. Onthou wat ek laas gesê het van Lot se vrou? As jy in die verlede delf, gaan jy in die verlede bly. Kan jy nie na jou nuwe beloofde land toe gaan nie. Jy gaan daar bly. So die punt is, ja, daar's baie mense wat jou al seer gemaak het en nagekom het. My worry is nie oor hulle nie. My gebed is, hulle sal dit uitsorteer. My gebed is, wat hou jy teen iemand anders? Wat hou jou nog in die verlede? Wat hou jou nog vas? Want jy kan nie sê, praat ek die waarheid as ek sê, Tannie Mariaan, enigeen help my reg. Ek kan verkeerd wees, ek leer ook nog, hoor, ek is nie volleerd nie. Ek is ver van dit af. Jy kan nie sê, jy het vergewe, as jy heeltyd terughardloop na die verlede toe nie. Is ek reg of is ek verkeerd? Iemand wat vergewe, imagine God sê vir jou, Oom Willie, ek het jou vergewe, en jy maak 'n fout, en dan sê hy vir jou, ja, jy het dit laas maand weer gedoen. Imagine God doen dit met jou. Wat gee die mens die reg om dit te doen? Het enigeen daar reg? So is ek reg as ek sê, enige iemand wat in die verlede lewe en heeltyd teruggaan na die verlede toe, het nooit vergewe nie. En dan kom die verskoning, ja, maar is moeilik. Nee, jy maak dit moeilik. Want Jesus het die voorbeeld kom wys. Vergifnis is onvoorwaardelik. Vergifnis is, as jy sê sorry, is dit sorry. Is dit my werk om jou te ondersoek, Oom Willie? Om te kyk of jy dit bedoel het? Nee, dis nie my werk nie. Ek moet aanvaar, jy sê sorry. Kyk, as jy aanhou dit doen, dan moet ek op 'n plek kom om te sê, weet jy wat, kom na my toe terug wanneer jy dit bedoel, want jy sê dit die hele tyd, maar jou aksies wys dit. Maar vergifnis is 'n ding waar die Here sê, weet jy wat, as iemand vergewe het, dink jy nie aan die verlede nie. Jy dink nie terug nie. So enige een wat die verlede opbring, het nooit vergewe nie. Al wat hulle gedoen het, as hulle dit gesê, maar hulle hou dit hier. Hulle hou boek daarvan. En wat sê die Bybel vir jou oor boekhou van die sonde? Nie eers God doen dit. Hy sê, moenie jy nie. Weet jy hoekom nie? Want die persoon wat op die einde van die dag ongelukkig is nie die persoon wat jy nie vergewe nie. Dis jy.
Die een wat in die tronk is nie die persoon wat die nonsens aanjaag nie, dis jy. Want jy kan nie in die gees van God inloop, as jy nie vergewe het nie. Jy kan nie al God se seëninge ervaar, as jy nie vergewe nie. As God ons losgekoop het, wat gee ons die reg om dinge teen mense te hou? Ken jy mense wat dit doen? As jy met hulle stry of jy kom in 'n argument, het jy familielede wat so is, dan sal hulle, as hulle nou nie weer meer weet wat om te sê nie, dan bring hulle op, ja, maar jy het dit gedoen. Jy het dit 20 jaar terug aan my gedoen. Sak het up, dis 20 jaar terug. Jolanda het altyd gesê, bou 'n brug en kom daaroor. Bou 'n flippende brug en kom daaroor. Weet jy wat, ons kan maklik verskonings uitdink, ons nou nog sê om nie kerk toe te kom nie, om nie die Here reg te dien nie. Ons kan ook verskonings uitdink, hoekom ons altyd die verlede van iemand opbring. Weet jy hoekom doen mense dit? Om mense te kry waar hulle is. Jy bring iemand se foute op, jy wil hom afbreek, jy wil hom sleg laat voel. Is ek reg? Korrek. Al hoekom mense se foute opbring is, want ek verloor nou hierdie argument, ek moet nou iets doen, om jou na my vlak toe te bring. Om jou sleg te maak voel oor jouself. En weet jy wat? As jy weet wie jy is, en jy weet wie jou losser is, die hel met ander mense se opinie. Solank jy weet wat die waarheid is. Want mense gaan jou altyd as Christen sleg sê, beskuldig en goed teen jou doen. Wat doen jy daarmee? Gaan jy 'n verskoning hê om nie te wees wat God wil hê jy moet wees nie, of gaan jy 'n beter weergawe word van die persoon wie God weet jy is? Kyk. Met die feit dat Jesus die losser was. Iemand het klaar aan ons nagmaaltafel gepeter. Anton, 'n vraag om verskoning. Daar's twee goed wat ek gedoen het. Jy sien die Bybel praat van Jesus het die vrug van die wingerdstok gevat en hy het op die tafel gesit en hy die brood gebreek. Nou brood breek daai tyd, nê. Was waar ouens het op 'n tafel sit, hulle breek die brood om 'n kontrak aan te gaan. Jesus het 'n kontrak aangegaan met sy disippels. Hy het gesê hierdie brood wat ek breek, hierdie vrugte, hierdie wat ek breek, is vir jou. Die kontrak is hierdie. Ek gaan vir jou betaal sodat jy vry kan wees. Ek gaan my seun stuur, deel van my stuur om gebreek te word. Jesus sê, en as ek hierdie brood breek en jy eet dit. Weet jy wat, baie mense neem nie nagmaal nie want hulle dink hulle het sondes in hulle lewe. Dan moet niemand nagmaal neem. Weet jy wat het die Rooms-Katolieke Kerk altyd vir die mense gesê? As jy daai chalice vat en in jou mond insit, erken jy is rein. Wys my gou die persoon wat rein is. Wys my gou daai ou wat nagmaal vat en hy's perfek. Ek wil hom sien, want ek sal hom uitnooi, ek gee hom my huis, my bike, my alles. Dan moet hy hierdie kerkdiens kom oorvat, want hy is baie meer bevoeg as ek. Jesus kom en hy breek hy brood en hy sê, as jy dit vat, het jy deel aan my en vergewe ek jou sondes. Dis 'n wasmasjien. Jy gooi vuil wasgoed daarin. Jy kry skoon wasgoed uit. Weet jy wat is daai seeppoeier wat daai wasgoed so mooi skoon maak? Daai brood wat Jesus gebreek het, daai vrug wat jy eet, wat hy laat groei uit die grond uit. Dit sê vir jou, wow. Ek het gekom om jou skoon te was, die nagmaal is die waspoeier om te sê, ek het jou vergewe. En hy vergewe nie soos mense nie. Het enigiemand al ooit gehoor God sê van, laasweek het jy dit gedoen? Ek het nog nooit nie, en God kon dit baie vir my sê. Ek weet nie julle nie, julle is great, julle doen nie sulke goed nie, maar ek het al baie gehoor, ek het nog nooit gehoor, die Here sê vir my, weer my Here het laasweek weer gedoen. Al wat ek uit die Here se mond uit is, ek is trots op jou dat jy sê sorry. Dit wys vir my, jy weet jy's verkeerd. Jou hart is reg. So, ek gaan vir elkeen vra, as ek dit uitdeel,
Stuur dit om vir ons Frans. Vat vir jou 'n stuk van die vrugte. Dit is lekker pineappel. Vreeslik, is baie soet. Ek breek sommer nou die tradisie van dit moet druiwe wees en dit moet brood wees en dit moet ongesuurde brood. Man, as jy nog worry oor suur en ongesuurde brood, lewe jy in die Ou Testament. Really. Ja. Jy eet so baie goed wat suur in het. Kyk hoe lyk jou liggaam van al die suur. Ek is een, ek drink asyn, dan moet ek hel toe gaan. So, onthou net een ding, mense. Kan ek ook daar gryp by asseblief, Frans? Baie keer praat hulle net van die vrug van die wingerdstok. Dis waarvan hulle verwys as hulle na die wyn en goed verwys. Al hierdie goed wat jy het, wat jy nou het, die koekie wat gebreek word, wat simbolies is van Jesus se liggaam wat gekastei is en gebreek is op die pineappel wat groei uit die grond uit, die grond wat God geseën het, die grond wat God gemaak het. As jy dit vat, weet jy wat, geniet dit, net soos dit lekker proe. Ek het ook nie hierdie koekies gevat wat bly die boring is om te eet, jy jam nodig nie. Ek het gevat wat lekker kaas op het. Al die goed kom van God af en is 'n seën. En as jy dit gebruik, weet jy wat, geniet dit. Maar geniet dit as 'n feesviering om te sê, weet jy wat, iemand het helduur betaal vir my. Amen. So duur dat hy sy lewe op die kruis gegee het en jy's vry. So vat jou eie sekonde of wat, geniet dit en praat met die Here. Sê vir hom dankie vir wat hy vir jou gedoen het, wat ook al jy wil doen. Ja. Ons dierbare Hemelse Vader, dankie dat ons saam aan die feestafel kan ontsit. Dankie dat ons dit kan gebruik ter nagedagtenis van U. In Jesus se naam. Amen. 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 Dan gaan Jesus. En hier is die mooi deel. Ek is so excited oor volgende naweek se boodskappe, want dit breek die kruis oop. En dit bewys die hele Bybel tot op die kruis. So dit gaan vir jou wys, die Ou Testament het gepraat van die kruis. Die Ou Testament het van Jesus gepraat. En dit is bewys op die kruis. Jesus vat die beker en hy sê, elke keer as julle van hierdie vrug van die wingerdstok saam drink, dink aan my. Elke keer as jy dit vat, dink aan wat dit hom gekos het om ons terug te koop. Dus kom ek het die laaste 2-3 dae, almal het so baie verskonings om nie by God uit te kom nie. Om nie tyd met God te spandeer nie, om nie kerk toe te gaan nie. Ek sal dit sê, as mense kwaad raak hulle kwaad. Ek meen, ek het nie 'n saak of jy my like of nie, ek is nie op aarde gesit om gelike te word. Ons het soveel verskonings om nie by God uit te kom nie. En ek wil vir julle sê, ek is trots op julle. Well done, goeie en getroue diensknegt. Ek praat nie oor die mense wat regtig nou afsprake het en so aan en daar moet wees en dit nie. Ek praat van, jy weet binne in jou, of jou nou net 'n verskoning was en of jy regtig by jou gemeente moes gewees het. Jesus vat die vrug van die wingerdstok en hy sê, as jy dit drink, drink dit in nagedagtenis vir die bloed wat ek gestort het vir jou. Ek het gebloei. Hulle sê naderhand toe hulle die spies indruk, het dit naderhand water en bloed uitgekom. Weet jy wanneer gebeur dit? Wanneer jou liggaam nie meer bloed het om uit te stort nie, dan stoot dit water ook uit by daai gat wat dit het. So dis wat met Jesus gebeur het. En die ou wat hom gesteek het met die spies, geskiedenis sê dit, daar's baie bewyse daarvoor, maar dit is nog 'n twispunt onder mense. Jesus se bloed toe hom steek het gespat op hom. Hy was blind. Dis al job wat hy kon doen. En hy het toe gesien daarna. Praat onder korreksie, Ja. maar dit is wat die tradisie sê. En hulle sê toe, hy het gesê, waarlik, dit is die seun van God. So, weet jy wat, ewen die ou wat hom doodgemaak het, wat sy einde veroorsaak het tot bekering gekom. En ons sê altyd die ou langs Jesus het laaste op Jesus se lewe. Ons moet 'n bietjie dink aan die ou wat die spies gesteek het. Want daar was 'n timing tussen hom en die ou langs Jesus. Daar's nog iemand wat tot bekering gekom het toe Jesus se bloed. So as jy daai vrug van die wingerdstok, daai sap drink,
Weet jy wat, as dit afgaan, weet, jy's skoon. God is lief vir jou en hy sal jou nooit los nie. Sy woord sê ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie. Frans, jy kan dit vir ons omstuur asseblief as jy nie omgee nie. Altaarboy vandag. Daar sê, jy is my, Altaarboy. jy is my losser vir die opstaan. Jy is my voete. Baie dankie. Want jy so daai sweet. Kyk na dit swel. En dan so. Ja, is dit so. Ja, is dit. Dat is goed. Hy peppermint en peppermint. Ja, ek. O, daai wat in die kamer. Ja, dis hier staan. So. Voordat ek drink, gaan ek gou vir ons 'n gebed doen en sommer die diens afsluit. Here Jesus, eerstens wil ons kom en net baie dankie sê. U het op hy kruis gaan sterf vir ons, sodat ons vry kan wees. Here, die wêreld wil ons herinner aan alles wat verkeerd loop in ons lewe en negativiteit in ons lewens bring en ons verlede opbring. Maar Here, baie dankie dat U vrymaak. Dankie dat maak nie saak wat ons doen nie. Die kruis is simbolies van vryheid, goedheid en guns en ook beskerming. Here, dankie dat U U seun opgeoffer het vir ons. Dankie dat ons nagmaal kan hê en weet dat dit die liggaam en die bloed van Jesus is. Dit simboliseer dit om vir ons te sê, ons is nou deel van 'n koninklike familie, 'n familie wat nooit oorwin kan en wat vir altyd sal bestaan saam met U. Seën hierdie dag, seën elke persoon die wat nie hier is nie, Vader, hou U hand oor elkeen van hulle. Dis my gebed in Jesus wonderlike naam. Amen. Amen. En dan wil ek net afsluit deur sommer op die kamera te sê, geluk aan JJ en Shamaine. Hulle het ouma en oupa geword. So hulle het 'n klein kind, by Shamaine en JJ. So moet hulle nie meer JJ en Shamaine noem nie. Noem hulle ouma en oupa. Ek weet baie vrouens like dit nie, maar Shamaine sal van nou af ouma wees. Ek sal like om in die publiek by haar te wees en te sê ouma. Ek wil sien of sy een van daai sou sê, nee moenie, of moenie. of jonk wil wees. Maar baie geluk JJ en Shamaine met julle klein kind. Ja, alles het goed gegaan. Dankie julle. Dankie julle. Ek moet sê, nie vir my sê, ek's nie jou oom en jou tannie nie. Ja. Nee, dit laat my glad nie